Ons kuier weer by Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialis verwysingspraktyk en vandag fokus ons weer op 'n baie belangrike onderwerp, naamlik die administratiewe deel van jou veeartsbesoek. En ek gesels met Dr. Cornelia daaroor. Baie dankie dat ons hieroor kan gesels. Goeiemôre. Goed, so Dr. Cornelia, vertel ons net so 'n bietjie meer van jouself en jou rol hier by Olympus. Ek is deel van die Olympus span sedert hulle oopgemaak het, so ek loop al 'n lang pad saam met hulle, maar ek is ook 'n prokureur. Ek het karrières oorgeskuif na prokureur toe. So ek staan aan beide kante van die tafel, die wetlike aspek en die kliniese aspek. Ek staan saam sodat niemand ooit hoef alleen te staan nie. Baie min mense verstaan die wetlike deel van 'n veeartsbesoek, so ek wil net hê jy moet dalk vir ons so 'n bietjie meer vertel oor daai vorms wat 'n mens voor die tyd moet invul en is dit werklik nodig, jy weet, veral wanneer iemand die veearts vir die eerste keer besoek? Ja, dit is werklik nodig. En ek verstaan ook, mense kom in die hond is siek. Al wat hulle wil doen is, kyk net asseblief na my hondjie. Hoekom moet ek nou hierdie vorms invul? Maar daai vorms is om jou ook te beskerm. Daar's twee vorms. Dis die registrasievorm, wanneer jy die eerste keer by die praktyk is, om net te vertel, wie is jy? Dit is wat ek is, dis my adres, dis my telefoonnommer. So as daar 'n noodgeval is, kan jy my op hierdie nommer bel. En dan na die tyd, wanneer daar meer goed moet gebeur met jou hond, hy moet 'n operasie kry, hy moet narkose kry, dan moet jy 'n tweede vorm invul om te sê, hierdie is aan my verduidelik, ek verstaan wat aangaan, en ja, ek gee Olympus die toestemming en die reg om hierdie prosedure op my hond te kan doen. Want as dus nie die vorms invul nie, dan is daar nie toestemming nie, en sonder toestemming kan veearts nie optree nie. Dit is vir ons beskerming en vir die eienaar se beskerming. Kommunikasie in noodtoestande kan soms baie moeilik wees, jy weet, van die troeteldier eienaar se kant af, maar ook van die veearts se kant af. So het jy miskien raad om seker te maak dat daai kommunikasie beter is en om seker te maak dat albei partye op dieselfde bladsy is. Ja nee, definitief. Dit is baie moeilik vir 'n veearts om slegte nuus oor te dra. So die beste ding sal wees om net 'n oomblik te vat, buite te gaan sit, dit te verwerk en dan 'n vraag te vra daaroor. Eienaar moenie dink hulle moet alles inneem en nou alles verwerk nie. Dink net bietjie daaroor en dan vra. As jy iets nie verstaan nie, vra. As jy trek en jy gaan ergens heen, sê net vir die veearts, daar's nuwe nommers. Want nou probeer ons bel, ons kry nie die mense in die hande nie, want dit is nie geopgedateer nie. So maak net seker dat die administrasie rondom jou dier baie op datum is, sodat ons die beste diens kan gee hier by Olympus. Ons fokus vir 'n oomblik 'n bietjie meer op medisynewette en hoekom 'n mens sommige medikasie nie sonder 'n konsultasie in die hande kan kry nie. Die medisynewet sê dat veeartse mag nie wat ons noem 'n open shop hê nie. Ons is nie aptekers nie. Jy moet 'n ondersoek doen, 'n diagnose doen en dan die medikasie gee. Die wet is daar om jou dier te beskerm. Want baie keer is dit nie net 'n seerbeen nie. Miskien is daar 'n ligament wat geskeur is. Miskien het daar iets meer gebeur. En om dan net 'n pilletjie te gee, is nie die regte pad nie. Wat sou jou raad wees na aanleiding van die proses wat 'n mens moet volg? Sou 'n mens miskien ongelukkig wees met iets wat by die praktyk gebeur? As daar enige ongelukkigheid is die goue reël kommunikasie voor eskalasie. So as jy inkom en jy praat met die praktyk, dan kan 'n mens kyk of jy dit kan oplos. En 90% van die kere word dit opgelos. Om 'n Google review of 'n Facebook review te doen is nie die regte pad nie. Kommunikasie is die regte pad. As alles faal, dan is daar verdere wette soos die Consumer Protection Act en daai wat jou beskerm. Maar kommunikasie is die hart. En as jy dan regtig nie regkom nie, bel my. Baie dankie vir die insig wat jy vandag met ons gedeel het. Groot plesier. Nou ja, maak seker jy skakel volgende week weer in wanneer ons weer hier kom inloer.